Nie die connectie nou oor die Here vlieg het ek verloor vanmôre nie. Dit is 'n baie belangrike boodskap wat ek met die kerk van die Here moet deel. Even asseblief, ek het vergeet om dit in te dien vanoggend. Dit is 'n baie belangrike boodskap en ek hoop jy luister, jy mag notas maak vanmôre. Want dit gaan eintlik alles maar oor Jesus. Amen. Die begin en die einde, die alfa, die omega van alle dinge. Ek kan die Bybel oopmaak in Hebreërs, die 4de hoofstuk, vers 12. Net 2 skrifte daar wat ek met u moet meedeel. Hoor mooi. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrig en murg. En is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie. Maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Here, ek kom nederig vanmôre na u toe. Here, ons is maar sondaars wat u gered het, wat u geroep het. Gebring het tot op hierdie oggend, Here, om u woord toe te pas, nie net te luister nie, maar in ons lewe vas te maak. Dankie vir u woord, Here. Dankie vir u krag, Here. Dankie vir u redding. Dankie vir die salwing van die Heilige Gees. Dankie, Here, dat u hier is. Amen. En amen. Geliefdes, ek weet nie of u weet dat daar geen snykende op aarde bekend is. Maak nie saak laser, maak nie saak laparoskopies, maak nie saak wat ook al se snykende aan die mens nog bekend gaan word. Die snykende van God word toegepas deur sy woord. En dit is skerper as enige tweesnydende swaard. Dit beteken dat hierdie skerpte van die swaard, die woord van God, nog nie vergelyk kan word met enige iets op aarde nie. Daar is geen ding op aarde bekend wat 'n skeiding kan maak tussen siel en gees nie. Daar's geen dokter in enige snykende wat wel, luister, hulle kan dalk jou lewe vat, maar hy kan nie skeiding bring tussen siel, gees en liggaam. Ja, hulle kan jou gewrig afsny en senings verwyder. Dis moontlik. Maar weet jy wat? Wanneer hulle dit weer bymekaar sit, werk dit nie soos wat hy moet nie. Wanneer God sê hy kom met sy woord om hierdie skeidings in mense se lewens te maak, is dit om dit beter terug te voeg as die skeiding self op die einde van die dag. Wanneer God begin te gewrigte sny tussen murg en sening, luister ook kind van die Here, dan is sy doel wanneer hy dit terugplaas om beter te funksioneer as die eerste slag wat dit saamgeskep is. Weet jy, jy besef dat dit gaan eintlik hier oor 'n bekering. Wanneer jy inkeer tot by die Here en hom vra om jou lewe te verander, dan bring hy sy woord
na jou toe. En hierdie woord gaan ek nou begin te klassifiseer, soos wat ons deur hierdie preek vanmôre gaan. Jy het al klare idee, so weg agter, in die gedagtes waantoe dit op pad is. Maar ek sê vir jou, ook 'n bietjie vas jou stoel, want as die Here betrokke raak, gaan hier goed gebeur vanmôre, wat jy dalk gister en eergister nie verstaan het, op 'n eenvoudige manier. Is die Here vanmôre hier besig, waar 2 of meer in sy naam vergader, daar is hy om hulle aan te doen met krag, om mense se lewens te verander, om dinge wat uit plek is, in plek te skakel, en jou beter hier weg te stuur, as wat hier gekom het. Dan sou ons dit oor die vermaai die voor is. Weet jy wanneer ons loop in die kerk, baie keer sing ek het stilletjies in my agterkop. You won't leave here like you came in Jesus' name. Bound of praise, tormented, sick or lame. For the Holy Ghost of Acts is still the same. You won't leave here like you came in Jesus' name. Hierdie woord van God is nie 'n eenvoudige of 'n te kompleks gedeelte van wat ons hele samekoms is nie. Baie keer sit mense met die probleem dat hulle die woord van God nie kan verstaan nie. Weet jy, dan sit ons voor bladsye en ons lees en ons kom tot geen verdere inkeer nie, want ek kan nie een ding vertel, wanneer jy sukkel met die woord, dan ontbreek daar iets groter in jou lewe. Ons kom later eers tot dit agter, dat wanneer jy 'n verhouding met hom het, wie se woord dit is, dan begin die woord inspreek en inspraak in jou lewe kry. Met ander woorde, wat kort ons? 'n verhouding. Met wie? Nou weet jy dit. Johannes, ons sal later by dit uitkom, ek wil dit nie nou verklap nie. Ons het verhouding nodig met die koning van alle konings, met Jesus. 2 Timoteus 3:16 lees die volgende. Hy sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Die 17de vers lees sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Die woord van God is nie net 'n handleiding vir jou lewe nie, maar dit is die totale pakket wat jy nodig het om 'n suksesvolle lewe te kan hê. Ek hoor eendag sê hulle vir my, 'n predikant, hierdie staaltjie kom nou al 'n paar jaar, kom kuier by mense, en baie voorbeeldige mense in die kerk, en hy vra hulle op 'n stadium, hy wil hulle Bybel sien. Jy weet ons mense, as die pastoor en die dominee kom kuier, en haal hulle al die borde met die goue randjie uit, daai dier China teestel, is lekker, mooi, wys van baie hoë agting en respek, van namens die moderator kom kuier, haal ons beste voetjie voor, ons trek ons beste klere aan. Hy sê, laat ek julle Bybel sien, en hierdie mense het 'n geweldige mooi tafel by mekaar gesit. En saam met dit het hulle baie diersame opskeplepel wat 'n erfstuk was van die dame se ma op die tafel gelaat. Toe hy klaar is met die Bybel, loop hy na die boekerak toe en hy sit die Bybel op die boekerak daar waar hy hom uitgehaal het. Ek weet niemand ken hierdie storie. En toe hy weg is na die hele situasie, so 'n paar uur daarna kry hy 'n oproep. Pastoor, jy is nie weer welkom in ons huis nie. My ma se baie duur opskeplepel is weg. En jy is al ene wat dit kon gewees het. Ek sê vir hulle wel, is nie ek nie, sit die foon neer. Mense spaar, kom die kerk toe nie, weet ek gaan in.
So rukkie gaan verby. Hulle bel hom weer, hulle sê nie, ons voel nie reg in ons harte nie, ons voel ons bly die kerk van die huis van die Here uit. Ons het nou nodig om hierdie saak reg te stel, bring tog net die opskriflepel terug. Dan sal die saak vergewe wees. Ek sê, luister, het julle die Bybel al gelees? Ja, ons lees elke dag die Bybel. Ons gee gehoor aan wat God sê. Dis ons wat ons hoor elke Sondag ook. Ek sê, raai, bel my in 'n week sit ek. Sê die foon neer. So 'n week gaan verby, hulle bel hom weer, sê nou, kan jy nou die lepel terugbring? Ek sê vir hierdie stokkende woorde, daardie lepel is in die Bybel wat jy elke dag lees. So maklik kan jy die dienaars van God skuldig maak aan iets. Maar as jy nie jou kant bring nie, jou kind van die Here, sit jy in die verkeerde kant. As jy nie jou Bybel oopmaak nie, hoe kan jy verwag God moet met jou praat? As jy nie jou Bybel lees nie, hoe kan jy verwag jy moet geestelik groei? Hierdie woord wat indring tussen murg en seëning, tussen siel en gees, wat skeiding maak tussen wat goed en sleg is. En weet jy wat, wanneer ons dit begin te toepas in ons lewe, dan dra dit krag. Maar ons is besig met lepeltjies. Ons is besig met opskeptafels. Is alles baie mooi. Maar weet jy, dit is nou nie al pragtig en tyd en wat ook al nie. Dit is al lank al tyd dat kinders van die Here hulle weer begin te toespits aan die woord van God. Amen. Wanneer die mense gebrekkig en sien aan die Gees lei, ek kan jou waarborg, dis mense wat sit Bybel op die boeke wat lê dik onder die stof. Ja, pastoor, ek luister die Bybel, ek het hom op in MP3's. Ek wil iets leer van die woord van God vanmôre. Ek het dit geleer by 'n ou dame wat in 'n biblioteek in Newlands in Stilmostraat was. Het gesê, 'n boek is 'n eenvoudige ding, maar ook diep en kompleks, hoeveel meer die Bybel. Wanneer jy die Bybel oopmaak, dan het die Bybel 'n reuk. Het jy dit al agtergekom? Die Bybel het tekstuur, anders as ander boeke. Die blaaie is dunner. Dis heeltemal anders om hierdie Bybel in jou hand vas te hou. Ek het al ander boeke gesien wat hulle seker dun papiere probeer te werk nie. Ek dink dis die woord van God wat hierdie Bybel bymekaar hou. Bybel beteken biblios, dit beteken samestelling van boeke. Samestelling van boeke wat deur God ingegee is, deur 'n paar jaar ingeskryf. Verskillende profete, doktors, doktore en skryfkundiges wat hierdie boek bymekaar gesit sodat een van die ander een weet. Dan weet jy, daar's nie een plek wat hierdie Bybel klas, mekaar stamp of afdruk nie, al dink die mens so. Die Bybel is wiskundig korrek. Hy is in die tydperk korrek en hy is meer op hierdie stadium werd as enige koerant, enige Facebook en enige papier wat jy ooit in jou lewe sal kan vashou. Is meer op datum as môre se koerant. Hoor jy wat ek sê? Amen. En luister ook mooi. Hoe en behalwe dat hierdie Bybel 'n tekstuur het en 'n gevoel het, sê die vrou vir my, lees hom kliphard, sodat jy self kan hoor wat jy lees. Al jou sintuie raak betrokke met die woord van God en dit begin dan sy werklike standpunt inneem van sny tussen murg, siel, gees, liggaam en so voorts. Dit begin skeiding maak tussen duisternis en lig. En jy begin te sien wat die lig is en jy begin daarvolgens lewe. Het jy onthou wat ek nou net vir gelees? Dat hierdie woord reg is om mense te kan teregwys. As iemand buite die skrif lewe, is dit die skrif wat dit vir hom sal bepaal. Weet jy, God gaan nie teen sy eie woord nie.
Hy praat alles in konteks van sy skrifte, van sy woorde, daar's reëls, daar's wet, en daar's regulasie in hierdie woord. En die Vader gaan eers teen dit nie. Onthou jy een van hulle wat reg nie in my begin van die bediening eens toen daar was, wat jy saai sal jy maai? Onthou jy dit? Dis 'n wet. God gee gehoor aan die wet, en hy pas dit toe. Ons nog 'n paar, sal so deur die loop van my bediening van Sekunda vir jy dit almal gee. Maar onthou dat daai wette bring ook skeiding tussen sekere goede. As jy reg is jy reg, broer, suster. Maar as jy verkeerd is, moenie dink die woord gaan dit behaal nie. Weet jy wat doen ons partykeer? Ek het geleer in ons kerk. Ons vra die Here skrif, ons pluk die Bybel om lig in die broek. Dankie dat jy met my gaan praat. En nie dit so. Maak ek die Bybel oop, weet jy, Here het my nog nie een keer teleurgestel nie. Praat reguit met my, sê woord. Dis God se woord. Maar weet jy, waar sit ons dit mis? Ek wil nie daai neervat nie. Dan gaan trap ek sê op die Here die beste uit 3 uit. Ons speel nou lotto met die woord van die Here. Is dit so? Wie was al skuldig daan? Prys die Here, ons almal. Ek kan dit nie wegsteek nie, die Here weet wat die waarheid is. Dan speel ons lotto. Of nie, ek gaan môre weer vra. Dit is daar selfs 'n verduideliking daarvan. Jonathan sê, Here, ek gaan nie Ninive toe nie. Ek gaan Tarsus toe. Here seën my op pad Tarsus pad. Toe eindig hy op 'n skipie. Toe kom hulle agter, hulle moet hom afgooi om te kan lewe op die skipie. Toe eindig hy in 'n vissepens. Luister, hoor nie wat ek sê nie. Hoekom gaan dit met ons soos ons waarskynlik gehoor van die woord van God is? Ons vra vir profesie. Weet jy, hierso in hierdie boek is al die profesie en die profete wat jy nodig het. Hierdie profesie en profetiese woord wat God hier gespreek het, is veronspreklik op jou lewe tot nou toe. Wanneer jy die Here moet praat, gaan op jou knie en vra die Here hy moet met jou praat. Dink jy God is nervus om met elkeen 'n verhouding te hê? Nee, hy wil 'n persoonlike verhouding met elkeen van die hê. Ja, die profete is voor in die koor en hulle moet sê, so sê die Here. Maar weet jy wat, die Here gaan nie jou lewe vir jou lewe. Die profete vir jou sê, môre moet jy nou opstaan, moet jy jou skoentjies aantrek, en jou sokkies optrek, en jy moet gaan werk om 'n lewe te maak. Nee, jy weet jy moet dit doen. Is jy hier vanmôre? Hoor jy wat die woord van die Here vir ons vanmôre probeer verduidelik? Dat jy weet wat reg is om te doen. Jy weet wat verkeerd is. So kom sal jy die Here vra wat reg en verkeerd is, as jy weet wat dit is. Lewe volgens dit wat die Here vir jou dan sê. Ja, die Here sê tog, draai links, draai regs. Ek glo daaraan. Ek glo daaraan nie, ek kan getuienis vertel vanmôre ek en my vrou, oor hoe die Here ons bewaar het. Nie net in voertuie en op plekke waar ons gery het nie, maar in sekere plekke, selfs in my polisieloopbaan kan ek iets vertel. Ons ry een oggend, ry ons uit by die polisiestasie. Niks wetende nie. En weet jy, nou, ek gaan jy dit vertel, in Suid-Afrika vandag gesê, by daai ek uitry, en jy het die uniform aan, is dan nie vir jou seker dat jy vanavond van terugkom lewe nie. En ek ry uit, by Sefriata polisiestasie sê ek, vroegoggendure, ons doen ATM check-ups, want op daardie stadium toe bommel die ATM's in Johannesburg, man op hoope. En ons ry van ATM tot ATM, ek en 'n kolonel wat saam met my gewerk het, hy's afgetree, en ek is dank die Here, ek werk vir die Here, so dit skiet nou nie meer so baie op my nie. Maar nou het ons ander aanslag. Ek dink dit erger is 'n skietwond hoor. Wat gebeur? Ons ry tot 'n sekere plek in Oosdien. En 'n vrou mens skree, 2:03 die oggend. 2:03 die oggend is 'n vrou skree op die toppunt van haar stem. Dan begin jy wonder wat is besig om te gebeur. Dis studente. Dis een van die plekke in Suid-Afrika met van die meeste verkrachtingssake wat gebeur daagliks. Nou soek jy waar dit vandaan kom. Want hierdie vrou skree blou. En toe ons op die hoeke stop, sal dit nooit verkeerd nie, Laslo en Vierdestraat. Toe die vrou skree, toe ons uit die voertuig uit. Ek het nie 'n koelvaste baadjie aan nie. Ek het 'n 9 mm pistool.
die kaptein of kolonel wat saam met my ry, kom vast 'n baie keer aan nie, sal ons nou ATM's besoek. Verwag nie veel nie. Ook net 'n 9mm pistool in sy sak. Maar weet jy die aand voordat ons uitry, by daardie oggend voordat ons uitry, toe sê ek van kom ons moet bid. Die woord van die Here sê ons moet bid, want toe het ek tot bekering gekom. Was ek 'n bekeerde polisman. Moeilik om te glo, nee, prys die Here. En ek bid en ek pleit die bloed oor ons. Ek pleit die bloed oor die voertuig en ek sê Here dat geen ding ons sal aanraak nie. Ons ry uit met daai polisievoertuig en dat wat gebeur, so die skree, ons soek oor ons dit. In die oomblik toe ons buite die voertuig uitstaan ontploffing. Nou weet jy, ek weet die mense wat in die weermag was, as 'n ontploffing agter jou klink, die waarskynlikheid is dit voor jou is groter. En ons spring om en ons ATM nie baie ver van ons agter nie, en ons kom daar aan, dus dit nie die ene nie. Miskien net by die volgende winkelsentrum voor ons. En ons spring om en ons jaag soontoe en ons kom 'n paar sekondes laat vir 'n toneel wat afgespeel het, 'n ATM en 'n halfte van 'n winkelsentrum is weggeblaas. Van die geld flatter het nog in die lug rond, sulke stukkies wat man het vir hom gepak met al die onnodigste plofstof wat jy kan aandink. Hulle het dit geoordoen, so dis nie weg met veel nie. Dit wat hulle maar meer wegkom met hulle stukkend geblaas. Net so in die parkeerterrein, daar's 2 ingange. Een van 'n engine garage van Triumph en die ander wat aan die ander kant uit van uit. Jy sê die sekuriteitswag wat in 'n ou geel kombi, nou jy daai ou kombi met die snaakse groot bags voor. Sy sit in die hele ding dophou het. Was hy nie in hy kombi nie, was hy ook weg. Hy sê daar stop 'n voertuig. En daar klim 4 manne uit daai voertuig, elkeen met 'n AK-47, 2 na daai hek toe, 2 na daai hek toe. En die bestuurder gaan pak die plofstof. Hy sê hy kyk dit en hy probeer die polisie bel, maar hy weet maak hy nou 'n geraas as hy dood. Hy sê die hele polisman kom hier aan met julle tetties. Sonder bulletproofs. Om hierdie manne wat gewapen is tot die tande toe te kom aanvat. Hy sê julle hier ingery is julle dood gewees. Geliefdes, ek wil dit vertel, dis die beskerming van die Here. Toe ons die grootheid van hierdie ding besef en verstaan, toe sak daar 'n kolonel op sy knieë langs 'n ontploffingsstasie. En hy sê, Here, dankie dat ons gebid het en u woord letterlik gevat het, dat u ons sal beskerm, al gaan ons deur die dal van doodskade weer. Besef jy hoe groot God se woord is in ons lewe, hoe van aanspreeklikheid dit in ons lewe eintlik is. Wanneer ons dit toepas, en hy sê, wanneer ons dit toepas, dan sal hy dit laat oor ons lewe geskied. Ek kan vir u baie, as ek 'n getuienis oor die woord van die Here, en dit wat sy woord sê, bring vanmôre. Maar ek dink hier vang die prentjie op hierdie stadium. Nuttig tot lering, tot vermaning, tot stigting, tot bemoediging, vir 'n kind van die Here om homself volkome toe te rus teen alles. Weet jy wat leer in die woord? Nee, ek hoef die vyand nie te vrees nie, want hy is oorwin. As ek die Bybel vanmôre hier agter oopmaak, en ek glo jy lees dieselfde Bybel as ek, het ek vir jy goeie nuus. Ons gaan nie moontlik wen nie. Ons wen. Ons is in die wenspan volgens die woord van God. En as ek hom hier sien, en ek lees dit, dan weet ek dien die regte God. Kom ons kyk gegaan na iets anders te. Wat is belangrik om te weet, dat hierdie Bybel, ja, wel 'n tweesnydende swaard is. Maar hoegenaamd nie sê die Bybel, gebruik jy die Bybel om ander meer te slaan nie. Nêrens sê dit nie. Ons was so gewoond om gebukkerd te loop agter mense wat ons slaan met die woord. Dat jy nadat jy opgee, want dan sê jy elke sport het sy beserings. Dan gee jy maar op, maar weet jy wat, vir vermaning, bemoediging en teregwysing gaan gepaard met groot liefde.
As jy dit nie kan doen nie, dan moet jy jou hart bedink. Johannes 14 vers 23 sê Jesus hierdie woorde. Hoor jy nog, het ek jy verloor die was langs die pad? Ek moet nie avonds as ek praat, ek jy verloor langs die pad. Hoor jy nog? Johannes 14 vers 23 sê die Here hierdie woorde. Hy sê, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief hê, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê. En ons sal hom na hom toe kom en hy en by hom kom woning maak. Skus. Wat beteken dit? As jy die woord van God begin te toepas op jou lewe, dan maak jy oop deure vir die regte kanale. Jy maak oop deure vir die Heilige Gees, vir God die Vader, en jy maak eens deur oop vir Jesus, sy Seun, die woord van God. As jy daar die deure oop het, hoekom worry jy oor ander deure wat in jou lewe wil oop wees? Ek hoor baie mense praat baie van oop deure vir die vyand. En dit nie 'n saak nie, hulle is almal toe, hulle is perseel. Dan kan niemand in die vertrek en kom as Jesus reeds hier is nie. My woord sê, hy staan by my hartsdeur en hy klop, wie van oopmaak? Hy sal inkom en 'n feesmaal saam met hom geniet. Is dit nie so nie? Soos ek dan Jesus in my hart het, hoekom vrees ek aan 'n oop deure? Dan loop ek mos nie waar ek wil nie, en ek gaan nie waar ek moet nie, en ek is baie versigtig vir mense en woorde wat hulle sê. Maar weet jy, as jou hart gevul is met die woord van God, dan maak dinge wat mense sê nie veel saak nie, want woorde van mense is niks seggend. Maar die woord van God dra terug. Amen. So Jesus sê as ons hom lief het en sy woord bewaar, dan is daai deur vir die Vader in ons lewe oop. Ek vra baie keer vir mense, wie wil die Here in sy lewe hê? Kom ek vra dit vanmôre, wie wil die Here in sy lewe hê? Ja. Wie is Jesus? Wil iemand my antwoord? Wie is Jesus? Ek hoor hierdie kant dit. Hy is allerlei dinge. Ek het dit heel eerste dag agtergehoor. Oom sê dit vir my, jy het papa. Jesus is die Seun van God. Die woord van die Here verklaar dat hulle wat dit weet en dit proklameer, is uit God. Ja, hy is die saligmaker, ja, hy is die verlosser, maar weet jy, die vyand wil nie hê jy moet weet, hy is die Seun van God nie. Die vyand probeer keer dat jy moet weet dat Jesus die Seun van God is. Want as dit die waarheid is wat die Bybel sê en die woord van God oor ons proklameer, dan is daar 'n rangorde waar volgens alles gaan. As jy nie die Seun het nie, het jy nie die Vader nie. En het jy nie die Vader nie, kan jy nie die Seun hê nie. En weet jy wat, dan kan jy ook nie die Heilige Gees hê nie. Jesus is die Seun van God. Kan jy dit saam met my sê? Wie is Jesus? Nou weet jy dit. As enige iemand jou vra, dan kan jy dit antwoord. Weet jy, dat die een ding is wat ons heeltemal deesdae mis. En die punt wat ons mis binne in die kerk is die volgende. Gaan kyk hoeveel leerskole het die moslims en die hindoes aangaande die skrifte wat hulle lees. Het jy dit geweet? Hulle gaan deur skool om te verstaan en 'n taal te praat waarin hulle heilige skrif geskrywe is. En hulle praat daardie taal. Jok ek daaroor. Is daar iemand wat dit kan beamoed en sê amen? Amen. Weet jy, hulle lees daai Koran en hulle ken hom tot die punt dat hulle weet wat daar staan. Maar weet jy, die algemene kind van die Here kan my nie eens antwoord as ek hom vra wie is die Seun van God nie. Wie is Jesus nie? Hoeveel te meer, wie is God? As ek die vraag van môre, wie is God? Wie is God? Ek het vir baie antwoorde. Die eenvoudigste ene
is hy is God. Ek hoef hom nie met name aan te spreek nie. Ek hoef hom nie nader te trek nie, hy is wat hy is. Hy is die Alfa en hy is die Omega. Hy is die begin en hy is die einde. Hy is die skepper van die heelal en aarde. Hy het my en jou gemaak toe hy afgekniel het, sy hande in die stof gedruk het en met sy asem in hierdie ou klein beeld geblaas het. Hy het my en jou gemaak. Hy is die skepper van alle dinge. Amen. Jesus is die woord. Onbehalwe dat hy die seun van God is niks wat berei is of gemaak is sonder Jesus gemaak het. Alle dinge wat vir hom gemaak is, tot hom gemaak is en deur hom gemaak is geskep deur 'n woord. Raak ek dit diep vir u vanmôre? Dit lyk so. Luister. Kan ek u vertel hoe dit werk? Maak vir allemaal die Bybel of wat om hier het. Johannes 1 vers 1. En hoor nou of dit wat ek vir u quoteer, dit daar is. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Kan jy dit gelees saam met my in Johannes die eerste, nie 1 Johannes die geskrifte die boeke nie. Johannes 1 vers 1. Het jy dit saam met my? Ek sê op die bord op die wat nie 'n Bybel het nie. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. As jy nie Jesus het nie, die 2 donkies staan in die veld. Die een donkie sê vir die ander donkie, luister, ek kan dit nie lekker verstaan wat die ander gaan nie. Hy sê, hoe so? Hy sê, gister, toe loop ek by hierdie paadjie af. Hy sê, toes die mense gaande oor my. Hulle gooi hulle baadjies en palmtakke oral op die grond voor my. En ek loop daarin, ek voel soos 'n sterren, man. En ek donkie sê, nou rug en verstoel vandag van gister tot nou. Hy sê, maar gister was daar 'n man op my rug met die naam Jesus. En ek donkie kyk ons nie, sy sien nie. Sonder Jesus is jy niks. As 'n donkie dit kan verstaan. Sonder die woord van God kan jy niks. Is jy niks. En ploeter ons maar aan op niks. Maar Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God en alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was die lewe en die lewe was die lig van die mens. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur wat sy naam Johannes was. Hy praat nie van Johannes nie. Hy praat van Jesus. Hoor jy wat ek sê? Wil jy Jesus stadsbaar vanmôre ontmoet? Tel jou Bybel op. Hy is die woord van God. Hy het vir jou 'n tasbare deel van homself kom laat hier op die aarde, in die woorde van skrifte, woorde wat van sy Vader se mond af uitgegaan het, wat geïnspireer is deur hom, deur die Gees van God. Ek kan bid nie die Bybel nie. Ek kan bid God die Vader deur sy woord. Maak dit vir die anders te sin vanmôre. Ek hoop dit lê so 'n bietjie iets by u neer. En luister, wie nie die woord het nie, het wat? Het nie die lewe nie. As jy Jesus het, het jy die lewe. Wil jy begin te glo in die Gees ook in van die Here?
Dit gaan nie vir jou oor leringe en teregwysing en goed van mense nie. Weet jy, ons het soveel by en extra-kurrikulêre Bybelwette en leringe, dat ons nie eens meer op die skrif kom, en die vyand bring soveel goed van buitekant af. En hy gooi mense om daarmee, dat ons nie eens 'n basiese begrip van die woord van God nie. Kom terug na die woord van God nie. Kom lees die Bybel. Amen. Lyk vir my, dis 'n paar mense wat vanaand nie gaan kerk toe kom, hierdie pastoor het voor dit geskree. Kind van die Here, as jy nie die waarheid wil hoor nie, druk toe jou ore. As jy nie wil hoor om die hemel te bereik nie, druk toe jou ore. As jy nie die waarheid wil hê om dit te maak in die lewe nie, druk toe vanmôre jou ore. Maar as jy die waarheid wil hoor, maak oop, waarheid oop. Toets jy die woord wat uitgaan soos spys in jou ore vanmôre. En dan wil ek hier nog iets sê, weet jy hoekom loop baie ander kerke vol? Want mense kry daar net wat hulle wil hê. Hulle kry die ou vryfie oor die skouer. Ag, hallo my ou boetie. Jy lyk so mooi, jy gaan reg hemel toe. Jou das sit so mooi. Ek gaan dit nie vir jou sê nie. Ek gaan jou groet, ek gaan sê, hallo my broer. Wat doe jy? Weet jy wat wil ek jou leer vanmôre? Jy moet by die hemel uitkom met die waarheid. Jy moet 'n verdraaide, verkronkelde storie waar mense in sosiale klaps by mekaar kom nie. Hoor jy wat ek sê, want dit is al wat dit is waar hulle die woord van God nie bring nie. En as die woord sê bestraf en vermaan en bemoedig, dan doen ons dit so, want hy sê, hy tigtig diegene wie hy liefhet. Ek preek nie die kerk leeg vanmôre nie. Geef my nog so 'n paar minute, ek's amper klaar. Kan ek maar so 'n paar minute kry, sê hart aan. Geniet nie die woord vanmôre. My vrou het op 'n stadium gesê ek moet ophou so neel, die mense luister, dis hoekom hulle nie altyd amen sê as ek vra nie. Is dit so? Tannie, ek is bly tannie stem saam met my. Maar weet nie, geliefdes, Romeine 11 vers 36. Wie is die woord? Wie is die woord? Jy het nou dit, ek het nou, jy het nou eintlik gekrip op hierdie toets vanmôre. Maar ek is bly jy krip saam met my. Want ek het die skrif. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in die ewigheid. Amen. Het jy dit geweet? Alles gaan eintlik oor Jesus. Hy sê hierdie woorde en dit het my nogal vasgevang. Niemand gaan na die Vader behalwe deur my nie. Ek is die weg, die lewe en die waarheid. As jy die hemel mis, is dit jou eie skuld. Niemand kan skuldig wees aan jou wat die hemel mis. God stuur niemand help nie. Hulle gaan sommer self soek en strepe. Hoor jy wat ek sê? Mense sê sommer vanaf jou, houd wel! Ja, maklik. Ek kan seker goed vir mense sê, maar dit is nie jou bestemming nie. Dit is nie jou plek om vir mense te sê, jy kan niemand help bestuur ook nie. Jy kan niemand hemel toe stuur nie. Ek kan bely by jy, ek kan huil by jy om saam hemel toe te gaan. Die bus is gepak. Daar's vir jou 'n seat. Die ticket is betaal op die kruishout van Golgotha. Het jy dit geweet? Die ticket is betaal op die kruishout van Golgotha met die bloed van Jesus vir jou om 'n sitplek te hê, om dit te kan maak tot in die hemel. As die verlost huis toe gaan. O Here, help my, dat ek kan saamgaan. Die woord van God stel jou in staat om die rigting te kry, om dit te kan maak. Ek sê, want sê mense vir my, ja, kyk net die seepies, pastoor. Dis interessant.
Seepie gaan jou nie hemel toe vat nie. Ons het tannie wat ek baie goed geken het, tot sy gesterf het. En ek wil u vertel, wat is die gevaar van seepies? Sy het ouer en ouer begin te raak, en al wat sy wou kyk was days of our lives. Days of our lives het so deel geraak van haar lewe, dat sy begin te glo hier teen die einde van haar ou dae, dat sy lewe in days of our lives. My middelboetie is so 'n koplengte langer as ek met pikswart hare. Sy het die man gevrees vir geen rede nie. Sy het vir hom gesê, hy is 'n jong Stefano de Mero. Ek weet nie, ek het nie goed gekyk, ek sal dit nooit vergeet nie, want sy het dit gesê. Eendag kom die polisie by ons huis aan. Vir geen rede nie. Hulle wil my broer arresteer. Die vrou het die polisie gebel en gesê, die man ontvoer mense, gee die adres. Alles in verbinding met die seepie. Daai is die ook neer wat die vyand in jou lewe wil kry, as jy lewe vir seepies, broer en suster, gaan die seepies in jou lewe afspeel. Maar as jy lewe vir die woord van God, gaan hy inring tussen murg en seëning, siel en gees, en been, en weet jy wat gaan hy doen? Hy gaan jou lewe begin te lei op die paaie van geregtigheid. Hy gaan jou laat loop op die groen weivelde, wat hy vir jou bepaal het, want die Here is jou herder. Niks sal jou ontbreek nie. Nou het ek die aandag. Maar jou seepies pastoor. Dit was niks koning. Maar die woord van God was witter dan die sneeuw. Al was jy so skarlaat, sal jy wit word, soos die sneeuw. Ek sluit af. Handelinge die 6de hoofstuk vers 4. Ek het dit nie daar agter gegee nie. Handelinge 6. Kom breek vir hulle heen. Kom. Laat ek so vir hulle sê vir hulle. Julle moet luister. Sê, luister. Na die woord van God. Maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. As die bediening van die woord al hoe minder raak, dan raak die gees van die mens al hoe swakker. Maar as die woord van God uitgaan, dan versterk dit jou. Dit wys jou die pad wat jy moet loop. Sê amen. Waar is hy nou? Sê amen. Hier. As jy nie vir my wil amen sê nie, ek koop keer om vir my amen te sê. Hy gaan nou vir my koordans op. Yes. Nou luister ook kind van die Here. As die Bybel vir ons sê, hy het hierdie dinge verberg vir die wyses, en hy het dit verberg om vir die kindertjies te openbaar. Het jy 'n openbaring van kennis vanmôre in hierdie huis gesien? Wanneer kinders bereid is om die woord van God aan te neem, dan gaan ouers minder hoef te sukkel met hulle kinders op skool. Wanneer ons begin te luister na die woord van God, dan gaan ons paaie ook vir ons gelyk, gaan die rotsagtige gedeeltes gaan plat gaan. Want weet nie wat? Hy sê beheer. Ons moet net begin te besef, hy is in volle beheer. Sy woord dra krag, want deur die woord van God kom geloof. As jy vanmôre glo, Jesus is die woord van God self. Amen. As jy glo, dit is die woord van God wat jy die rigting aanwys na die Vader, jy sê amen. Nou kom sal ons dit aanneem. Ek wil jy sê vanmôre as ons praat oor die woord van God, is dat die krag tot reding, en die evangelie wat waardig is om te doen. Die evangelie om te volg,
Want hierdie evangelie maak jou nie vas met allerhande wette en snaakshede nie. Dit maak jou vry. Dit maak jou los. Dit maak jou lig. Dit gee jou vreugde. Dit verander swaar gemoede en ligte laste. Weet jy wat? Ek gaan dit nou jammer om te sê. Die wêreld het nie nog seepies nodig nie. Die wêreld het nie nog boeke nodig nie. Die wêreld het die woord van God nodig. Dis saamstem wie die begin het op toepas in my lewe. Die woord van God. Ek hou van skriffies. Maar dit is 'n stukkie van die woord van God. Onthou die jare terug, Sister Margaret, years ago, they had a little case this big, blue. It used to be called breadcrumb. Broodkrummel. Onthou jy dit? Ek het seker 4 of 5 van hulle in die huis weer kinderdae brood en ek opgepas. Wanneer ek weet ek is down, dan loop ek na die blou kassie toe en ek maak hom oop. En ek trek 'n broodkorrel. Want weet jy, 'n broodkorrel aktiveer die lus vir nog brood. Dit was die hele doel van dit. As jy 'n skrifgie uithaal en jy lees hom en dit vang jou, dan lees die hele boek. Dan kan jy daarin verwag. As iemand vir jou 'n skrifgie stuur op WhatsApp, dank die Here vir almal wat dit doen. Ek waardeer u wat dit doen. Maar as daar 'n skrifgie is wat jou kom tackle, gaan lees die hele skrif. Kry die volle prentjie en die volle insig daarvan. Dat die Here met jou daardeur praat, want die Here stuur vir ons broodkrummels elke dag om ons lus te maak vir die hele brood, want God se woord is die brood van die lewe. Hy sê en almal sal lewe van die brood alleen nie, nee. Niemand kan lewe van die brood alleen nie, maar van elke woord wat van God af uitgaan. Die woord van God dra krag. En die woord van God gee ons redding. Lees jy nie Bybel wat jy anders te doen? Soos daaglikse brood. Begin eet op dit van die Here. En jy sal glo. Die kinders het iets hier in die sondagskool wat hulle sê. Lees jou Bybel bid elke dag. Bid elke dag. Bid elke dag. Lees jou Bybel bid elke dag. En jy sal gaan dan verder doen. Verwaarloos jou Bybel, vergeet om te bid. En jy sal krimp. Wie wil dit gekrimp? Lees jou Bybel bid elke dag. Dit lyk so kinderlik, ag, so mooi as die kindertjies dit sing. As dit doen. En jy sal groei. Groei vir Christus. Groei vir hom, deur hom en tot hom. Ons gaan dit nie verwaarloos van hier af nie. God seën sy woord.